Goeiemiddag, dis Ina met resepte vir die lewe. Ons Vader is nog lank nie klaar met skaap wees nie, klink dit vir my. Want vandag gaan ons so 'n bietjie kyk na 'n langtandskaap. 'n Skaap wat lank in die tand is. Net om terug te kom na gister se boodskap van geoormerkte skape. 'n Kosbare vriendin herinner my daaraan dat die priesters aan hulle ore gemerk is, of met olie of dan nou met bloed, maar dat hulle daai oormerk gehad het, en dit was my so kosbaar om dit te kan inskakel by dit wat ons is, né, die geoormerkte skape. Maar ons gaan 'n bietjie vandag kyk na 'n langtandskaap. Nou, 'n langtandskaap is 'n ou skaap. Dis 'n skaap wat nou regtig al oud is. En ek dink nie een van ons sal dink as 'n kompliment as ons 'n langtandskaap genoem word nie. Want dit klink so amper soos oor die muur. Maar weer eens, as ons koning met ons begin praat, dan sien ons eintlik wat dit beteken as hy sê, ons is langtandskape. In Hooglied nogal, kry ons in Hooglied 4 vers 2, hierdie pragtige skriffie, waar die bruidegom vir die bruid hierdie kompliment gee. Die tande is soos 'n kudde pasgeskeerde skape wat van die drinkplek opkom, wat almal tweelinge het, en geen een onder hulle is sonder lam nie. Nou, ek het eendag 'n persoon gehoor preek hieroor, en hy het gesê, dit beteken dat hierdie geliefde baie skewe tande gehad het. Nou, dis glad nie wat dit beteken nie. Ons moet gaan kyk na die profetiese betekenis van hierdie skriffie. Hierdie skriffie sê, haar tande, die bruid se tande, is soos 'n kudde pasgeskeerde skape. Met ander woorde, hulle wol is afgeskeer, hulle ou lewe is afgeskeer. Hierdie skape, hulle is nou vars en nuut en kan weer nuwe wol groei. Maar dis 'n kudde, met ander woorde, dit is, elkeen van haar tande het die vermoë om 'n kudde te word. Hoor julle wat ek vir julle sê? Die bruid se tande is soos 'n kudde. Elke tand het die vermoë om 'n kudde te word. Dit klink verskriklik as ons dit nou sou realisties in 'n prentjie gaan uitdink, né? Maar tande in die woord, of in hierdie spesifieke skrif, praat van jou vermoë om die woord te verorber. Om die woord te kou, die woord te vat, die woord deel van jou te maak. 'n Ou tand of 'n langtandskaap is met ander woorde 'n gelowige of 'n bruidgelowige wat al volwasse is. So dis glad nie 'n lelike ding om vir iemand te sê, jy is 'n langtandooi nie. Want jy sien, die bruid se tande is met ander woorde lank. Sy kan al daai kos kou. Die kos, die steaks van die woord kan sy kou. En verder staan daar, hierdie tande het elkeen tweelinge. Met ander woorde, sy is nogal vrugbaar ook in dit wat sy kou in die woord. Sy voer ander, dis vrugbaar, dit brei uit, dit brei vorentoe. Daar's nie armte nie, daar is oorvloed, dis sommer tweelinge. En geen een van hulle is sonder lam nie. My boetie, my sussie. O ja, ekskuus, kom ek mis eers nog ietsiekie. Dit sê hierdie pasgeskeerde skape kom van die drinkplek af. Waar is die drinkplek? Die waters waar daar vrede is, waarheen hy ons neem. Die lewende water waar ons kan gaan drink. Ons skape het so nodig dat hy dit vir ons wys. 'n Skaap kan nie drink by water wat vinnig beweeg en woeste wilde water is nie. Nee, 'n skaap moet drink waar die water rustig is. En dis waarheen hy ons vat, na daai rustige drinkplek toe. My boetie, my sussie, hoe lyk jou tande in die gees? Is jy 'n langtandooi wat baie tweelinge gooi, altyd in die lam is, en drink jy gereeld by jou koning, by jou herder, daar by die plek waar daar veiligheid is? So, kom ons wees met trots langtandooie. Mag julle 'n wonderlike aand hê. Aba Vader, dankie dat U vir ons kom wys dat selfs al klink iets nie na 'n kompliment nie, as U dit vir ons gee, is dit 'n kompliment. As U vir ons sê,
U wil hê ons tande moet lank wees, ons tande moet sterk wees, dat ons U woord kan verorber en ook vrugbaar kan wees daarmee, ander kan voed met dit wat ons kou. Dan is dit so 'n kosbare beeld. Dankie dat U getrou is. Ek loof U naam daarvoor. Amen.